Goeie dag en baie welkom. Dit is Woensdag en prys die Here. Ons is besig met Openbaring. Ons is by hoofstuk 6. Die 4 kleurperde en die begin van die seeloordele. En hierdie hoofstuk is die eerste 6 seeloordele. In hoofstuk 7 dan is die 7de die 7de oordeel gaan daaraan. En die groot kenmerk van hierdie hoofstuk is seker die 4 kleurperde. Hierdie 4 perde. Ek sê altyd hierdie perde, dan meen ek wel mense, dan is hierdie 4 perde. 'n witte, 'n rooie, 'n swarte en 'n gryse of 'n vale. Die Bybel sê vaal, die oorspronklike teks praat van 'n vaal, een pyl, dit is vaal, maar daar is hulle 4. Nou, ek het ook al baie gehoor hierso, is baie, dankie Here, dat ons moet seker maak dat ons verstaan wat hierdie is. Ek het in die laaste tyd geweldig baie menings gesien van mense, dan vat hulle hierdie Palestynse vla en dan sê hulle dit is nou hierdie en dan sê hulle kyk aan die kleure daarop en sê hulle daar's 'n witte, want daar's 'n wit streep op die Palestynse vlag en dan is daar so 'n ek dink 'n rooi ster, die rooie en daar's 'n swart streep op en dan kom hulle en 'n groene en 'n groen perd. Nou ek sien nie een van hulle is groen nie en die Bybel sê ook nie dat een van hulle groen is nie. Maar kom ons begin. Wat jy moet verstaan van die begin af is hierdie 4 kleurperde is nie vanuit die hemel nie. Hierdie perde is 'n voorstelling van die anti-kris wat in 4 stadiums op die aarde verskyn. Belangrik, die anti-kris wat in 4 stadiums op die aarde verskyn. Nie een keer 2 van hulle gelyk of nie 1. En dan in daardie stadium wat hy verskyn is, wat die rooie is, in daardie stadium laat God hom toe om te doen wat God bepaal in sy verskyning. Nou die wow hiervan is, na die wegraping, dan kom Satan en dan raak dit die tyd waar Satan die 7 jaar verdrukking en dan was Satan in beheer van die aarde. Maar dan wanneer hy in beheer is of dink hy is in beheer, kan hy nie eers doen wat hy wil nie. Hy sal net doen wat God in daardie kleur, in daai tydperk, in daai era om toelaat om te doen. So hy het nooit, sien jy die Bobbejaan, hy het nooit eers die volle seggenskap hier op die aarde nie. Nou die eerste ene, kom ons kyk na die eerste een, die eerste seël, die wit perd. In vers 1 staan daarso, en ek het gesien, toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. Baie belangrik, die laaste woorde, kom kyk. Heel eerste, hierdie is definitief Jesus, die lam is Jesus, wat die seels oopmaak. Ons het in die laaste, in die vorige hoofstuk het ons gesien, dat daar bevestig is, die mense het dit toegesing, die bruid wat in die hemel is, hulle het gesê, u is waardig om die seels oop te maak, en niemand anderste nie. So, dis net Jesus wat die seels kan oopmaak. So hier is definitief in die hemel wat die seels oopgemaak word. Die 4 lewende wesens, wat ons by die tyd weet, is die 4 evangelies. Jy gaan sien,
elke een van die evangelies kry 'n kans om 'n oordeel aan te kondig op die aarde. In die mate van Jesus se koningskap, die leeu van Matteus, sy offer in Markus die kalf, in Lukas sy oorwinlike mens, en in Johannes sy glorie, die arend. Dit is die dinge van Jesus wat die mens verwerp nou hier op die aarde. En elke ding wat die mens verwerp van Jesus, om nie in oorgawe te leef met hom nie, om nie oor te gee aan hom nie, om nie weergebore te word nie, elke een van daardie goed, sy koningskap, sy offer, sy volkome mensheid, sy glorie, sy opstanding en teruggaan na die hemel toe, om vir ons plek voor te berei, dit alles wat die mens verwerp, gaan die mens mee geoordeel word. Wow. Is dit nie wow nie? Dan staan daar, kom kyk. Nou, hierdie is baie belangrik, vir hulle wat verkondig dat ons gaan deur die bruid, die gereddes, gaan deur hierdie vervolgingstydperk, want hulle moet gesuiwer word. Hierso is eerste van baie bewyse, dat die geredde bruid van Christus gaan die verdrukking mis. Die bruid gaan met elke oordeel, of elke keer, of het nou hier 'n seël is, en of het 'n baklater is, en of het 'n skaal is, met elke oordeel gaan jy sien, die bruid gaan geroep word elke keer en gesê word, kom kyk. Waar word hy geroep om te kyk? In die hemel, want hy is met die wegraping op na die hemel toe. So in die hemel word hulle elke keer, as daar iets gebeur op die aarde, word hulle geroep en gesê, kom kyk. En dan kyk hulle uit die hemel op, uit na hierdie verwoesting op die aarde. Wow. Nou wat het hy gesien? Wat het hulle gekyk na? Vers 2. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. Ekskuus. Die prentjie, as ek 'n prentjie daarby kan sit, op dit wat geskryf staan, is nie werklik hoe dit gaan lyk nie, maar daar is daar die teks in 'n prent voorgestel. Hy wat op 'n wit perd sit, baie belangrike paar punte hierso, baie predikers het ek al gehoor, of mense wat sê hulle lê Openbaring uit in hulle eie kennis, dan kom hulle dan verwar hulle hierdie en sê dit is Jesus wat kom. Dis daarom as sy koms is naby, want kyk, hy kom op 'n wit perd. Net die feit dat hy op 'n wit perd is en omdat hy 'n kroon dra, dan verwar hulle dit met Jesus. Hierdie is nie Jesus nie. Hierdie is die manifestasie van die antichrist in vlees. Nou raak hy 'n werklikheid, 'n duidelike werklikheid hier op die aarde. As jy net kyk na die teks self, daar is 'n paar bewyse dat dit nie Jesus is nie. Hy dra 'n kroon. 'n Kroon is aan hom gegee. 'n Kroon word nie aan Jesus gegee nie. Jesus dra die kroon. En hy gaan uit as 'n oorwinnaar. Jesus is die oorwinnaar. Nee, dit is wat hom toegelaat word deur God in daardie tyd.
Hoekom 'n wit perd? Wit perd dui op 'n vals vrede. Die vrede, hy gaan kom vir die eerste 3,5 jaar. Jy sal sien, wanneer ons vorder met hierdie, na 3,5 jaar, die eerste 3,5 jaar gaan dit lyk na 'n vreeslike wêreldvrede. Die anti-kris verskyn op die aarde en hy het die wonderlikste planne, die wonderlikste idees vir wêreldvrede. En dan gaan hulle dit toepas en kyk hier, alles loop skoop glad. Dit lyk of dit die beste tyd is wat daar ooit op die aarde was. Dit gaan gebeur in die eerste 3,5 jaar. Na 3,5 jaar, dan gaan alles omdraai en dan gaan chaos losbars. Chaos wat hy veroorsaak. Hierso met die perde gaan jy sien, gaan daar chaos ook kom, maar dit gaan chaos wees wat God uit die hemel uit hierdie anti-kris en die mens op die aarde mee gaan tref. Na 3,5 jaar, baie belangrik, gaan hy wat hierdie vrede wat op die wit perdjie nou is, hy gaan self chaos bring, veroorsaak. Nou baie belangrik, wie is hierdie anti-kris? Hoe gaan hy lyk? Wie is hy? Nou, hy is baie werksaam op die aarde alreeds, maar vir hom om te verskyn, om te manifesteer in vlees, om 'n persoon te wees, is daar 2 belangrike eienskappe wat hy moet hê. Hy moet Joodse en Arabiese bloed hê, bloedlyne hê. Want anderster gaan al 2 die nasies hom nie aanvaar nie, dood eenvoudig. Right. Dit maak dit ook baie makliker as ons weet wat sy bloedlyn hy moet hê om te kyk wie is nou waar en wie kom op die voorgrond. Hy het so Arabiers in hom en Joods in hom. Right. Die boog dui aan dat hy mag het. Sien jy, hy het 'n boog. Die boog dui aan dat hy mag het. Maar as jy mooi kyk, daar is geen pyle nie. Dis 'n boog met geen pyle. Dit wys hy het mag, hy kom en hy het mag. Dus daarom lyk dit na vrede wat hy bring, want hy het nie pyle nie. Hy kom nie om oorlog te maak hier in die begin nie. Hy kom hier om die mens te oorreed aan sy kant te kry. 'n kroon dui ook op gesag. Hy gaan gesag hê en in hierdie geval magtige politieke gesag. Anders te gaan hy niks reg kry nie. Oorwinnaar om te oorwin dui aan dat die anti-kris oor 'n uitsonderlike oortuigingsvermoë beskik. Ook Daniël 5 vers 25. Daniël 5:25. Nou iets baie belangrik, die oopmaak van hierdie eerste seël is die eerste gebeurtenis na die wegraping. Na die wegraping, daar so hulle is weg, die bruid is weg en daar so is 'n bietjie chaos op die aarde gewees. Eerste ding wat gebeur is, hier verskyn die anti-kris. Hier verskyn hy. Na hierdie chaos wat dit veroorsaak hier op die aarde met die wegraping wat gebeur het, ongelukkige vliegtuig wat geval het, want daar gaan die loods het gegaan en sulke goed. Daar gaan chaos wees op die aarde en dan kom hy met 'n oplossing en almal, wow, gaan aan sy voete neerval en hier is die Messias nou. En dan in hierdie wêreldvrede en met hierdie vermoëns om te oortuig
gaan hy dan ook die geleentheid gebruik maak om 'n globale wêreldstelsel van godsdienst en finansies op te rig en in te stel hier op die aarde, want dit gaan dit en dit soveel makliker maak. Kry 'n chip, want dan is alles in jou. Niemand kan dit steel nie. Maak soveel sin vir die ou wat hier op die aarde in die vlees wandel, né? En dit vorder al dit is die goed wat gaan gebeur na die wegraping met die verskyning van hierdie sot. Ek kan nie anders te sê nie met hierdie anti-kris. Is 'n sot in elk geval. Maar net om vir jou te wys hoe vorder dit. Die wêreld weet ook dat die wegraping is baie naby en is besig om dinge in plek te kry. Maar op stadiums dan druk hulle dit te veel of probeer dit druk, want die Here sê nee, en dan sit die Here self 'n stokkie daarvoor, want hy besluit wanneer hy kom. Hy gaan nie die anti-kris se beplanning na dit toe laat dit hom aanjaag nie. Die Jode sal toegelaat word om die tempel te herbou. Wat hulle dink is die tempel, maar dis inderwaarheid die stad Babylon wat herbou gaan word. Ja, daar is al planne, daar is al begin om fondasies te gegooi word, is al gegooi vir die herbou van die tempel, so dit moet baie naby wees. In Europa, hierdie een wêreld globale geldstelsel, wow, dit is al lankal wat hulle in die oefen daarvan is, om dit 'n proefloopie te doen met dit. Dit het al gebeur met hierdie. Wat is hierdie? O, dis die ou bekende eurootjie. Ja, en sien jy, daar is soos die Duitsland en Frankryk en elkeen het sy eie geld gehad, en sy eie currency gehad, maar op die einde is hulle almal nou saamgegooi in die euro om te kyk. Dit was niks anderster as 'n proefloopie om te kyk. As dit in die hele Europa, wat 'n groot deel van die aarde uitmaak, daar kan werk, dan gaan dit kan werk om die hele wêreld onder een geldsysteem te kan sit. Dis wat dit is. Kyk die vordering wat daar gemaak was. In Afrika se leiers beplan al vir 'n geruime tyd die samespelting van alle state in die kontinent om een staat te word, wat genoem gaan word die VSA. Nie die Verenigde State van Amerika nie, maar die Verenigde State van Afrika. So daar gaat die arme Amerikaanse VSA ook. Die paus, die vorige paus wat toe nou dood is, sien die Here sit stokkies voor die goed as dit nou vinnig gaan. Maar die vorige paus, wat sy gewees Francis, dink ek was sy naam, wêreldleiers en geestelike leiers, het al baie ver gevorder onder sy leiding, om die aarde in zones te verdeel vir 'n nuwe wêreldorde. Daarso is dit in 'n paar zones te sit, en dan daardie lande, daar is zone 4, kan jy sien, is Asië, Europa,
Och ja, so is dit. Waar is Afrika? Afrika is sone 1 nogal. Maar so in zones die aarde op te deel, wat dan deur mense vanuit hierdie nuwe wêreldorde wat hulle aanstel uit beheer sal word, zones. Dit is al lankal. 'n ander ding wat ver gevorder het, is hierdie klomp perde. Ja, soos nie 'n klomp siele bymekaar, paar bekendes daarso is Gracia Machel, Ferdinand Cardoso langs haar, dan voor hom is van Brazil of Brasilia, ou Desmond Tutu, en toe sy nie so slim nie, hy is toe meer toe. Okay, sorry vir daai een. Jimmy Carter, daar is Mary Robinson van Ierland, Kofi Annan van die Verenigde Nasies, Gro, wat staan daar? Brundtland van Noorwe, daar is Martti Ahtisaari van Finland, Ella Bhatt van Indië, sy is van die Self-Employment Woman, ondersteun sy, en dan hier op die kant staan Lakar Brahimi van Algerië. Wie is hierdie klomp siele? En daar sit ou Nelson, heel voor Nelson Mandela. Ja, al die dwaase by mekaar. Hulle word genoem, toe hulle by mekaar gekom het, hierso was hy die voorsitter, die hoof gewees. Hierdie klomp siele is almal mense, wêreldbekende en wêreldleiers, staatsleiers, en wat by mekaar gebring is, onder voorstel van die nuwe wêreldorde, om 'n bank van ouderlinge daar te stel. Sê, hierdie is dan die ouderlinge wat in oor hierdie zones oor die aarde die ouderlinge sal wees. Ai, shame. En in die tussentyd toe het die hoofouderling, Nelson, het toe dood gegaan in die tussentyd. So ek is nie seker wie is nou die hoofouderling daar nie, of die hoofbobbejaan nie, moet ek eerder sê. Dit sal iemand nou seker my wil gaan aangee, en ja, jy mag nie sê ander mense is bobbejaan nie. Nee, as jy soos 'n bobbejaan gedraag, en ek sê jy is een, sorry. Maar daar is hulle, dit is dit. Sien jy hoe ver is die goed gevorder, en om jouself hierdie goed wys te maak, om die Here en sy genade te verwerp, te sê dit is nie, dit is bog, dit is nonsens, ons het 'n beter plan is die Here, dit maak van jou 'n groot bobbejaan. Dommer as dom. Maar, right. Nog goed, in Johannesburg, Suid-Afrika, daar so by 'n bank, 'n baie bekende bank, op een van die toonbanke, het 'n persoon afgekom, toe hy 'n vorm wil invul, 'n aansoek wou doen vir 'n nuwe bankrekening. Toe is die heel eerste vraag, die heel bo, wat gesê het, beskik die aansoeker oor die nommer. Indien nie, moenie verder invul nie. Wat 'n nommer? Die nommer. Nogal die nommer. Kaapstad, hier by ons, is in die pakhuis van 'n bekende kettingwinkelgroep afgekom op
honderde kasregister skandeerders. Wat se ding is 'n kasregister skandeerder? Ek weet nie of al werklik so Afrikaanse woord is nie. Dit is my eie goeie vertaling dalk. Dis 'n tilscanner. Wat jy net toet. Nou hierdie ene is, hy het 'n skandeerdertjie by die kasregister aan die tol gekoppel, waarin jy jou hand moet insit. Wow. Hierdie goed staan daar, honderde van hulle, duisende staan daar reg vir installering. Dan wil mense vir my sê, die wegraping gaan nie gebeur nie en dit is nog 1000 jaar ver. Nee, dit sal nie 1000 jaar ver wees as dit al reg staan vir installering nie. Christenleiers, onder wie baie bekende ouens, hierdie ouens wat mense so op die TV kyk en hulle boeke lees, Rick Warren, Kenneth Copeland, Joel Osteen, met die oogies, met die stemmetjie en die oogies, ja, hy, islamleiers en die paus is, hulle is al baie ver gevorder in die daarstelling van 'n nuwe geloof. Hulle het al tot 'n wapen vir hierdie geloof, 'n nuwe geloof genaamd Chrislam, Christianity en Islam saamgevoeg, combined, maak dit Chrislam. Daar so is dit ook, Chrislam, saamweg kom staan daar so. Daar is hy bekende ouens van hulle, Rick Warren, daar is Benny Hinn in die agtergrond, groot name van mense wat, hulle is groot predikers op die TV's en goed, maar hulle kom en dit is tyd dat daar so 'n nuwe wêreld godsdienst kom, waar almal in gelukkig is. Really. Nou, hou verby by my. Ek ondersteun dit nie, en ek sal dit teenstaan. Die woord sê, daar is een redding, dit is deur Jesus Christus, die bloed van Jesus Christus. Niks anders kan my vergewe, kan my red nie. Amen. Dan, kyk die datums van hierdie goed, dit is al besig, dit is al hergevorder, julle, op 9 Julie 2015, het protestantse leiers en die paus, Paus Francis, by die Vatikaanstad by mekaar gekom om Christelike vereniging onder die heerskappy van die Katolieke Kerk te finaliseer. Alles val onder die Katolieke Kerk dan. Daar is 'n foto van daardie vergadering. Daar sit hierdie Warren alweer. Hy is oralster, is pop sy gesig op. En hier sit hulle en ja, almal doodgelukkig dat die paus, hy sal die main peanut wees. Regtig. Hulle met 'n vervalste, verdraaide godsdiens alreeds van baie valshede. Nee. Daar so was teenwoordig 'n hele paar ouens, ek het nou sien, daar so sit daai Warren hier alweer, in die prent daar so wat jy nie kan sien nie, maar daar so was gesien, hulle was uitgeken, mense het dit gesien, daar so was die bekendes
Joel Osteen, hierdie Warren, Justin Welby. En wie is Justin Welby? He is not that well. Dit is die aartsbiskop van Canterbury. En na die tyd het hulle gesê, daar was persverklaring was uitgereik wat gesê het, Protestants as a people have a long history of heresiry. The time for reconciliation is now in order to ensure a full and dogmatic transition into the fold of the church. Dit is 'n tyd dat die kerk bykom, dat daar iets nuut kom. Die daarstelling van hierdie nuwe wêreldorde word reeds dekades lank beplan. Dis nie van nou die dag af nie. In 1976, die korrekte datum is 30 Januarie 1976. Weet jy hoe lank terug is dit? Het 32 senators van die VSA reeds in Washington 'n dokument geonderteken genaamd The Declaration of Independence. Daarin het gestaan, 2 centuries ago, our forefathers brought forth a new nation. Now we must join with others to bring forth a new world order. Die doelstelling van hierdie was toe in 1976, dit het net nog beter geword, van hierdie nuwe wêreldorde was toe reeds gepubliseer. En die doelstelling was om onder andere die wetgewing van homoseksuele huwelike, want hulle het gesê dit sal baie morele dinge afbreek, die vernietiging van die huwelik. En hulle is goed op pad soontoe ook met die vervulling daarvan, as jy kyk hoeveel egskeidings is daar so in 'n jaar. Daarin het so wraggies gestaan, dat mense moet geen vaste eiendom hê nie. Dit is nie hierdie rooikappie bende in Suid-Afrika se idee nie. Waar het hulle dit gekry? By die nuwe wêreldorde, geen vaste eiendom nie. En die vernietiging van godsdienst. Hulle het gesê, godsdienst is die grootste struikelblok vir vernuwing. Nou hier is 'n uittreksel wat ek was, prys die Here dat ek dit kon kry, 'n uittreksel van hierdie boek waarin dit gestaan het. Daar is die voorblad, The New World Order, daar sien jy die bekende teken, en daar is 'n uittreksel uit een van die bladsye. Dit is nie ek wat hierdie goed kwyt raak nie, daar staan, The New World Order will include change in the family. Homosexual marriages will be legalized. Parents will not allow to raise their children. Wow. Klink soos Suid-Afrikaanse skool. Divorce will become exceedingly easy and ek kan nie eens lees nie, is onduidelik daar. Maar dit wat ek gelees het, daar staan van religion, sien ek so 'n stukkie daaronder. Waar is daai bril wat ek nooit meer dra nie? Miskien sien ek beter as ek hom opsit. As sê, religion will be outlawed and belief will be either eliminated or
there will be a new religion. The worship of man and his mind. Daar staan in 1976 reeds geskryf. Dit wat nou weer gebeur, nee, dit is nie hierdie ene wat nou nie, nee, hulle volg maar net goed wat in 1976 aan hulle al voorgeskryf is. Hulle is nie die kykie van die bane hierso van hierdie nie, hulle lyk so in hierdie land, maar is omdat ons nie die kennis het nie, agter dit sit 'n nuwe wêreldorde aan wie hulle deel van is, wat ons land die meeste gebruik vir die uitvoering hiervan, vir toetslopies. Sien jy, net soos met die Here, oralste, hulle doen alles in sulke plekke op stadiums as toetslopies, om te kan kyk of dit gaan werk, of dit kan werk. Sjoe, in Pretoria, Suid-Afrika, aanbid verskillende gelowe, nou al vir 'n geruime tydjie, aanbid hulle saam weekliks. Hierso is 'n foto wat ek daarvan kon kry. Daar so staan hulle almal saam en jy kan sien, daar is enige ding op daardie verhoog. Dit lyk amper soos 'n sirkus modeparade, né? Ja. En kyk daarso, hierso, wat noem hulle hierdie podium. Daarso is die, daar hang 'n ding, daarso sien jy, dit is 'n logo, hulle het tot 'n logo al, en die logo wat hulle het, lyk van naderby so. Kyk hier, wow, al die gelowe wat hulle in mekaar kon kry, is daar op 'n sogenaamde peace sign rondom dit uitgestel. Daar is Judaïsme, Christendom, daarso Boeddhisme, Satanisme, ateïsme, Hindus, Islam, almal saam. Dit is gevorder vir 'n een wêreld godsdienst. Wel, Pretoria, geluk, hulle vorder baie goed in die nuwe wêreldorde se idee van een wêreld godsdienst. Ek is nie seker waar hulle by mekaar kom nie. Op 'n stadium het hulle in een van die sysale van die staatsaal by mekaar gekom. In Brittanje, die Britte, moenie hulle agterhou nie, jy kan nog nooit daai Engelsmanne vertrou ek nie op 'n rugbyveld nie, ook nie van die rugbyveld af nie. Daarso is hulle al lankal besig, en hierdie is al in die finale stadiums, wat hulle besig is met 'n wêreldwye 18-syfer identifikasie nommerkaart, en hy lyk so, in 3 nommers, daar is 'n nommer hierso bo, wat opgedeel is in 3 kolemme van 6 syfers, nogal 6 syfers, 6 syfers, 6 syfers, 6, 6, 6, ja, in 'n gevorderde stadium. Maar die Britte gaan nog verder. Ek gaan nou by hulle uitkom. In Denemark is afgekom op bakke en bakke vol geld
nuwe geld wat gedruk is vir die nuwe wêreldorde. Daar's lyk so nogal 'n mooi geldjie so op die oog af, net, maar kyk, daar's al baie opmerklik. Daar is die nuwe wêreldorde se teken met die oog daarbo op die piramide. En iets wat my uitstaan is, kyk hierso, op die ander kant van die agterkant van die muntstuk is daar so 666 baie duidelik. En hierdie wat ek net gesê het, iemand dalk gedink het, ag nonsens van die paus en hierdie leiers en hierdie zones wat hulle uitwerk. Hierso is die zones lyk iets wat anderster as die zones wat hulle uitgewerk het, maar dit is nog steeds zones, daar is 10 zones. Kyk hierso, hulle word die lande hierso, daarso Afrika was toe 1, nou sy 10de, daarso is Asië daarbo is nou nommer 1. Kyk daar, het hulle aangedui word met hulle nommers, hierdie zones. So, hoekom is daar sulke goed, as dit baie ver nog is? 'n ander ene, wat jou oor sal laat trek, is in die Colorado woestyn in Amerika, is reeds 'n tronk aan die bou, wat daar reg staan en wag vir mense om in te kom. Hoekom gaan daar die mense nou in nie? Vir wie wag hulle? Hulle wag vir die nuwe wêreldorde. En hy kan 5 miljoen mense kan in hierdie tronk kom. Hier is 'n foto van dit, wat ons op afgekom het, en daar sit hy, High Desert State Prison, deur in die woestyn, gaan ondervoed wees, as jy daar ontsnap, gaan jy nie ver kom nie, die son gaan vir jou brand, jy gaan nie by die land weer uitkom nie, maar daar staan hy, 'n massiewe plek, wat 5 miljoen plek het vir 5 miljoen prisoners. 5 miljoen. So, hulle is nie so oortuig, hulle weet ook dat baie van die mense gaan skop teen hierdie goed, so, as hy nie die nommer wil vat nie, nie hierdie chip wil vat nie, daar is plek vir jou, ons het plek vir jou, waar ons jou heen kan stuur. Dis al hoekom hy nou nog steeds hy staan nou al vir 2,5, 3 jaar staan hy leeg, maar hy wag vir iemand. Hy wag vir die wegraping om plaas te vind. Right. Dit is nou by chips, is ons nou. Het jy geweet ook, hierdie chip, so klein dingetjie, daar is 'n voorbeeld van 'n goeie chip, op 'n vinger, jy maar daar so klein, dit is klein. Soos 'n ryskorreltjie wat in jou ingeplant word. 3 miljoen Chinese loop al met chips in hulle rond. En amper 1 miljoen Amerikaners loop met chips in hulle rond. Laat jou maar wonder. Kom ons terug by hierdie Suid-Afrika van ons. Op hierdie oomblik in Suid-Afrika, net verlede week was daar optog na die parlement daarteen. Word beplan om godsdienst te reguleer met wetgewing wat enige persoon verhoed om van Jesus Christus in die openbaar te praat of te getuig. En indien jy dit doen, kan jy in hegtenis geneem word. Wow. Dis in Suid-Afrika. En so kan ons nog aangaan, ek kan tot môreoggend hier staan en vir jou nog voorbeelde gee. Maar dan is dit ook goed wat jy voorheen 30 jaar terug nie sou gedink het, jy sal sien nie, wat nou openlik en sigbaar vertoon word. Tekens, hierso is
nog al die tyd. Mense het dit nog net nooit raak gesien nie. O ja, en in Brittanje, Europa, Brittanje, en wat hulle dit toe nou gaan oorgeskuif het na die hele Europa toe, daarso, newborn babies will be microchipped from May 2014. All babies, alle babatjies. Right. Hierso het ons nog al die jare, ons leef net in blind op die dollar wat almal wil hê. Daar op die dollar, op die boonste hoekie, daar is 'n snaakse tekentjie iets, gaan nader, word hy so, gaan nader, word hy so, gaan groter en lyk hy so, gaan nog groter en lyk hy so. Wat is dit? Die vrymetselaarssteken. Openlik vertoon, geen geheim meer daaroor nie. Time Magazine, tydskrif, Building a New World, net so groot staan daar openlik, dit word nie meer versteek nie. Mense ondersteun die duiwel en hierdie nuwe wêreld, en hierdie nuwe wêreldorde, wat eintlik nuwe wêreldchaos is, openlik, hierdie teken, NWO, New World Order, daar staan het nogal onder, is nie onbekend nie, veral nie, as jy sport kyk en stoei kyk, wat is dit, WWE, of so, ek weet nie of hulle nog bestaan nie, maar daarso is hulle stoeiers, is lief vir sulke bessies te dra, daar staan NWO, New World Order, staan dit daar. Dit is nie onkunde nie, dit staan duidelik daar, jy moet net kan lees. Met ander woorde, hierdie mense vertoon dit, en hulle ondersteun dit. Sataniese tekens word vrylik en ongesiens op produkte vertoon. Kyk hierso, maak oop jou oë voordat jy koop. Wat koop jy? Kyk, hierso is L'Oreal. Lyk dit om die naam te sê, het klink so lekker, L'Oreal. Okay. Dit is haarkleurmiddel. Dye is die goeie Afrikaanse woord. Ek nou sê 50, 60 jaar terug. En nou gaan vrouens na die salon toe om hulle hare te dye. 50, 60 jaar terug het vrouens hierdie boksies gekoop. Self aangesit, hande om die kop geloop, ek weet nie vir hoe lank nie, en dan het hulle afgewas. Ja, my ma het dit gedoen, en ek het die tannie langsaan gesien, en die tannie langs haar, en hulle almal het dit gedoen, die hele straat. Maar kyk wat staan op die boksie, 6.66, net om die bos te lees, is daar so 'n punt, daar staan 666, daar staan groot, Babylon, kyk op, Babylon, intense red, really, openlik vertoon. Kyk hierdie seilskoene klink nie reg nie, tekkies, die regte Afrikaanse woord, kyk op hierdie tekkies, daarso, die Baphomet teken, Baphomet Satan, daarso, selfde is daai beeld wat in Amerika opgerig is, daardie beeld, jy kan sien, dis duidelik dieselfde, op die boks en op die tekkies, hier op daardie tong, maar mense koop dit, en gaan aan, regtig, dan is daar so, nog nooit het ek so gesien, so baie
waar jy as jy TV aansit, as jy op die internet kyk, dan sien jy mense wat hierdie tekens vertoon, sataniese tekens, openlik. Hierso, is 'n voorbeeld. Hier is ek alweer by die stoeiers, maar hulle doen dit so. Daar is 'n bekende ou gewees, by baie mense 'n hero gewees, John Cena. Hy het altyd as hy wen, dan kyk hoe maak hy, dit is so maak hy. Boom. Dit is, wat is dit? Dit is sy beroemde teken, dit sê 6, 6 en die laaste een 6. Dit is hoe mense 666 vertoon. Regtig, so is daar ook hierdie perd wat so kon hardloop, Usain Bolt. Hy kon bolt, maar seker omdat die duiwel hom so gejaag het, want daarso is hy ook met sy 666. Hoekom? Jy kan op baie goeders wys as hulle my gaan afneem of wat ook al. Hoekom moet ek sekere goed wat satanies van aard is, hoekom moet ek dit wys? Dis onkunde. Nee, dit is nie onkunde nie. Ek kon ter duisende goed, hoekom het ek dit gekies om dit te doen? Dan is daar so die sangeres Beyoncé. Ek het nooit na haar iets geluister of gehoor nie, maar daar op haar, sy is ook een wat lief is om die tekens so rond te gooi, maar geen wonder nie, maar kyk wat is daar op haar vinger, haar trouvinger. Daar is 'n bokkop. Nou, hoekom 'n bokkopring op jou trouvinger? Sy getroud met die duiwel. Dan is daar so, hierdie ou moet nou al te oud is om sokker te speel, maar hy is nog steeds bekend, David Beckham. Hierso loop hy in Santa Monica in Californië in Amerika, loop hy met 'n 6-punt ster op sy T-hemp, daar op die strand. Daar is 26 miljoen T-shirts in Amerika wat hy kan koop, maar hy gaan koop so ene, want hy het nie geweet wat die teken is, en daar is nie 'n mens wat nie weet wat is daar die teken nie. Die punt is, mense doen dit openlik. Dan is daar so, hoor hierso, daar was sekere tyd wat daar nie een jong man was verlief op hierdie vrou nie, Julia Roberts. Maar Julia Roberts, ongelukkig, sy van die duiwel se disippels. Kyk die goed, die klere wat sy dra. Hierso is, dit is 6-punt sterre met 'n oog nogal in. Hierso is, daarso is van die T-shirts wat sy dra, is die hele tyd, daarso is die Illuminati, nuwe wêreldorde se teken. En dan kyk hierso, 666. Hoe onskuldig kan ek wees om 'n ding te dra wat op groot staan 666? Nee, wat of ek kan nie lees nie, dat ek nie kan sien, daar staan 666 nie. As ek 666, daar is seker nie 'n mens op die aarde wat nie al gehoor het van 666 nie. Dan 'n ander ene wat vir my is skok was toe ek dit gesien het, is hierdie perd, Nicolas Cage. Hy speel in baie movies en ek het hom al in 'n paar gospel flieks gesien, maar hier loop hy en sy seun en kyk wat se hempies het hulle aan.
ons ondersteun die duiwel, 6 ster, maar ek speel in gospel movies. Klink soos die ouens wat saam met my was, my sê, ja maar, ek gaan nie name noem nie, maar dit is met my gebeur, na 'n klas, by die universiteit, kom ons daar uit en lees ons van die ander, nou, sogenaamde kollegas, nie, hulle is nie my kollegas gewees nie, nie met die nonsens wat hulle glo en wie hulle is nie, wat reguit kan vir my kon sê, wat's fout met jou? Hoekom, jy kom ons nou maar ophou met hierdie act, ons is nou verby die klas, sê, wat 'n act? Sê, hierdie is my lewe, dit is my leefstyl, dit is wie ek is. Sê hulle, nee, want hulle glo nie is in die Here nie, maar hulle gee klas, hulle is professors en in teologie op 'n universiteit en erken, ons is ateïste, ons glo nie is in die Here nie, maar ons doen dit want dit is goeie betaling. Nou hier kan ek ook nog aangaan, maar hier is net nog een wat ek jou wil wys, is hierdie ene. Sien jy hierdie ene, lelike, gediertelike ding, daar is die 6 ster, bokkop, horings en alles. Dit is 'n voorstelling van die, wat genoem word, Baphomet. Baphomet is ook Satan. 2,5 meter hoog. Dit is hoog, dit is seker 8 voet hoog. En 1200 kilogram swaar beeld van Satan, wat op 25 Julie 2015 in Detroit, in die Amerika VSA, onder toejuiging van honderde mense onthul is. Nou kan die mense Satan ook as 'n beeldjie vir hom, en honderde mense het dit toegejuig. Die Christene wat daarteen geprotesteer het en kom betoog het en gesê, nee, hulle was se muur deur die Amerikaanse polisie in hegtenis geneem. Wow, sien jy hoe ver is die goed gevorder, maar ons sien niks nie. Ons is blind. Wow. Ek wil net kyk hierso. Ons is nou eers vers 2 klaar. En dit is 'n uur later. Wat dink jy? Ek dink net aan die wanneer ons dit oorsit op YouTube, dan gaan daar nou 'n klomp stukkies wees waar ek verkies om die hele hoofstuk bymekaar te sit. Maar as ek nou aanhou, gaan ons eers hier 7:30 klaar maak met hierdie. So ek dink ek goed hierso stop. Dit is baie gewees om in te neem en dit raak net meer intens van hier af. So ek dink op Sondag gaan ons aan vanaf vers 3. Maar dan gaan ek nie dat ons hierdie eerste gedeelte vanaand opsit op YouTube nie. Dan sit ons hom eers Sondag op as 'n geheel, dat hy net een aflewering is. Ek sien 'n paar koppies skud hierso en almal stem saam en prys die Here. Dan eindig ons eers hier. Kom ons sê net vir Here dankie. Vader, in Jesus naam baie dankie. Dankie Here vir u genade om hierdie regtig Here dinge aan ons te openbaar hier met Openbaring. Here, dis goed wat ons sien, maar wat ons nie besef wat ons sien nie. Dankie dat u ons daarop attent maak.
dat ons van hier af, Here, meer oplettend sal wees en dat ons sal staan en opstaan vir wie ons is in U, vir die waarheid. Here, ek bid vir U beskerming, ek vra dat U vir U bloed, die engele wat mense sal, Here, omring, wie sal opstaan en wie sal weier om te retireer vir U, beskerm hulle in Jesus naam. En dankie Here weer eens vir wonderlike openbaringe. Dankie Here dat U vir ons hierdie openbaringe gee sodat ons kan gereed maak vir wanneer U op die wolke kom. Seën ons, dankie dat ons geseën is met die waarheid. In Jesus naam, amen. Amen en amen. Prys die Here.